Goeiemôre Impetus. Dis wonderlik dat ons 'n reis saam begin vandag vir die volgende 6 weke en ek wil jou uitnooi om saam met ons te gaan op hierdie reis. Ons noem dit onsigbaar. Hoe leef ek in 'n verhouding met 'n onsigbare God in ons lewens? En ons gaan so 'n bietjie dieper gaan in hierdie reeks. Ons gaan so 'n bietjie groente gee dat jy gereed is daarvoor in ons geloof en kyk na sekere dissiplines wat ons geloof is, wat maniere is hoe ons na die Here toe kan gaan in ons alledaagse lewe om goed in ons geloofslewe in te bou, gewoontes en dissiplines om nader aan die Here te groei. Nou vandag begin ons by die begin en die begin is seker gewoonlik die belangrikste. Het jy al ooit die ervaring gehad dat jy dalk hier sit en saam sing en dat jy goed sê soos maar die Here is goed, hy's 'n waymaker, hy's 'n miracle keeper, hy is 'n goeie Vader. Maar hier in jou hart beleef jy iets anders. Beleef jy eintlik 'n worsteling. Want alhoewel jy dit sê en dalk saam sing en is wonderlik om dit te glo en te bely, het jou lewe dalk nie op hierdie stadium dit as 'n realiteit nie. Jy voel anders in jou binneste. In ons lewens kan ons baie keer goed glo en goed sê en goed bely met ons glo en ons verstand, maar dan as dit kom by wat ons ervaar, dan ervaar ons iets anderste. En hierdie twee so half in konflik met mekaar en dan wonder ons, is daar iets fout met my? Is daar iets fout met my geloof? As ek sê God is altyd goed, hoekom ervaar ek hom nie dalk op hierdie stadium in my lewe as altyd goed nie? Ek wil begin deur vir jou iets te verduidelik rondom ons almal se samestelling in ons brein. Ons almal het 'n gedeelte van ons brein wat ons noem die kognitiewe geheue of liaseerstelsel. Op die skerm sal jy ook sien daai twee prentjies, dat jy het 'n gedeelte in jou brein wat gaan oor verstaan en weet en ken en dis inligting wat daar gestoor word. Noem dit die biblioteek van jou brein. En in daai biblioteek van jou brein kan jy goed stoor wat vir jou absoluut sin maak. Dat God is goed, dat God is regverdig, dat God is getrou, dat God is waardig om aanbid te word. En dit is in die hippocampus gedeelte van ons brein wat net inligting stoor. So jy is dalk jare lank al blootgestel om hierdie goed te leer en jy het in jou eie Bybelstudie en goed wat jy geleer het oor die jare, het jy hierdie afleidings gemaak en jy stoor dit daar in jou brein. Maar elkeen van ons het 'n ander gedeelte van ons brein wat ons noem, kom ons noem dit die ervaringsgedeelte van ons brein. En hy funksioneer amper soos 'n wond wat gesond geword het. Hy's dalk heeltemal gesond, maar daar's nog steeds 'n litteken daar. Daar's nog steeds 'n gedeelte daar wat as iemand daaraan vat, dan sê jy, ouch. Dis dalk nie meer so seer nie, maar dit is daar, want jy het sekere ervarings in jou lewe gehad, wat baie keer anders is as die feite wat jy gestoor het in daai biblioteekgedeelte van jou brein. So kan ek en jy byvoorbeeld in ons lewens deur moeilike tye in ons lewe gaan en dat ons in daai tye van ons lewe voel dat God is ver. Dat God is nie altyd daar vir my nie. Dat God is nie altyd beskikbaar vir my nie. Dat God is te besig met ander mense wat groter probleme as ek het om aan my klein probleme aandag te gee. En dit maak nie noodwendig sin nie. En wat jy moet weet van hierdie twee gedeeltes van die brein is dat hulle kommunikeer nie noodwendig met mekaar nie, dat die twee, die emosionele deel van die brein en die feitelike deel van die brein is nie noodwendig met mekaar in kommunikasie, dat die een die ander een vertel, maar hoorie, dit is hoe dit is nie. So nou kom ek op 'n plek en ek het 'n ervaring. En my ervaringsgedeelte van my brein word getrigger en ek ervaar iets. En so kan jy byvoorbeeld in 'n plek wees wat jy skrik, of 'n plek wees waar jy voel, hier voel ek onveilig, hierso gaan ek in die skuld wees, of hierso gaan ek op eiers moet loop, en jy kan geen verklaring daarvoor gee nie.
Ek het al so byvoorbeeld die ervaring gehad, dat mense by 'n begrafnis opdaag, en dat hulle sê, maar ek kan net nie hier inkom nie. Ek sal daar buite sit, ek sal daar buite luister, ek wil graag deel wees van alles wat daar gebeur in die familie, maar ek kan net nie hierso sit nie. Want daar's iets in hulle, wat hulle 'n ervaring gegee het, dat is nie veilig hier nie. En so het ek en jy, elkeen in ons lewens, dalk 'n ervaring gehad, in ons verhouding met God, wat anders is as wat ons glo, wat ons verstaan en al ons jare lank geleer is. Kyk na hierdie woorde op die skerm, en dit is so belangrik is dat wat ons glo, wanneer ons dink oor God, kan die belangrikste ding van ons lewe wees. Want hoekom sal jy, as jy onveilig voel, as jy voel, maar hy's ver, as jy voel, hy's nie altyd regverdig nie, dat hy is nie almagtig nie, hoekom sal jy hom beter wil leer ken, en in 'n dieper verhouding met hom wil leef? Daar gaan hierdie afstand wees. So die punt is dat ek en jy het hierdie gedeeltes in ons geloofslewe ook wat so groot rol speel in ons geloofslewe dat dit baie keer is dit half nie in ooreenstemming met mekaar nie en vir ons moeilik om te aanvaar. Ons kan rotsvas, absoluut met ons geloof en ons gedeelte van ons brein glo dat God is goed, God is getrou. En dan is daar 'n ander gedeelte van ons lewe wat vir ons sê, maar ek weet nie, ek is onseker hieroor, ek worstel daarmee in my lewe. En wanneer jy dan in jou stilte tyd kom, of jy lees jou Bybel, of jy's tussen ander gelowiges, dan is daar hierdie hindernis in jou lewe. Is dalk hierdie skuldgevoel wat opkom na vore. As dalk hierdie, ek wil nie nader aan hom beweeg nie, want autoriteit en gesag is gelyk aan onveilig. Ek wil nie naby 'n gesagsfiguur wees nie. So het almal van ons ervarings gehad in ons lewens, en van daai ervarings het al baie vroeg in ons kinderjare begin, dat ons sekere belewennisse gehad het in ons lewens. En dan het daai belewennisse 'n emosionele geheue of liaseer in ons brein gevorm, wat nie noodwendig dieselfde is as wat ons glo nie. So loop ons baie keer met 'n verkeerde idee, 'n verkeerde prentjie van wie God regtig is, en dan is dit vir ons so moeilik om te gaan sit en by hom tyd te spandeer. Dit is ons moeilik om te lees en te dink, maar dis van toepassing op my. Net 4 algemene verkeerde idees van God, wat baie mense het. Die eerste een is dat hy hierdie God is wat soos 'n teleurgestelde regter is. Hy sit daar en gebed is amper soos 'n hofsaak. Want in gebed beweeg ek in en ek dink, wat het ek nou vandag verkeerd gedoen? Wat het ek hierdie week verkeerd gedoen? En eers kom ek op die plek dat ek voel skuldig en ek moet nou bely. Ek moet jammer sê. Want anderste is daar straf wat op my wag. 'n ander idee van God is dat hy hierdie onbeskikbare CEO in jou lewe is. Dat hy eintlik afwesig is, want hy's so besig met belangrike sake in hierdie wêreld, dat hy stel nie belang in my klein probleempies wat ek het nie. In vergelyking met wat ander mense beleef, is my probleme maar klein. En God moet hulle help. Hy's nie altyd beskikbaar en daar vir my nie. En die idee is dat hy hierdie punteteller is. Dat hy staan elke dag in jou lewe met 'n klipbord en hy merk af, wat is al die goeie goed wat jy vandag gedoen het? Wat is al die regte goed wat jy gedoen het? En is half 'n prestasie ding. En om nader aan hom te kom, beteken dat ek moet presteer. En as ek beter presteer, kry ek meer van sy liefde en sy aanvaarding in my lewe, en dan voel ek beter in my verhouding met hom. 'n ander idee is dat as jy dalk met 'n gesagsfiguur of 'n betekenisvolle persoon in jou lewe groot geword het, wat so was, dat is hierdie kwaai, onvoorspelbare persoon, gaan jy in jou lewe op eiers wees, wanneer dit kom in jou verhouding met God. Want wat net as ek hom teleurstel? En hy's onvoorspelbaar. Ek weet nie wanneer gaan hy dalk my straf, dat ek te veel verkeerde goed gedoen het nie, dat ek te ver gegaan het in dit wat ek doen nie. En dalk word hy gou kwaad,
as ek eerlik is, en ek praat nie met hom eerlik, en dit wat diep in my hart aan die gang is, en waar ek dalk worstel met hom in my verhouding met hom nie, want wat as ek hom ontstel? Dan is dit 'n probleem. So baie van ons word groot met hierdie idee, en iewers langs die pad, hopelik leer ons hom beter ken, maar soms loop ons met hierdie idee, wat in ons emosionele geheue vassit, die res van ons lewe saam. En dan is dit 'n emosionele geheue wat sê God is ver. God is daarbo. Dan sal ek goed sê soos die groot man daarbo is gelukkig met my, of die groot man daarbo is besig om iemand te straf. En ons weet, ons praat baie keer ligtelik daaroor, maar is baie keer ons idee van wie hy is. Hy's die een wat daar ver is. Is soos iemand wat aan 'n wond vat, en jy sê, ouch. Jy glo en jy sing, hy's naby my, hy's 'n miracle worker, he's a promise keeper, he's a good father, maar eintlik is hy vir jou, die een daarbo, daar ver van jou af. So vandag en in hierdie week, gaan ons lees oor, wie is God werklik? Ons wil ons 'n bietjie beter leer ken. Moses in die Ou Testament het hierdie begeerte gehad, hy wil graag God sien, want God kom en hy gee vir hom die wet, en hy's op hierdie berg, en daar's 'n wolk rondom die berg, maar hy kan God nie sien nie, en hy's met hierdie onsigbare God, is hy aan die gang, en hy's besig, maar hy kry nie 'n greep op wie hy is nie, hy wil God sien, hy wil sy aangesig sien. En dan kom hy daarso in Eksodus 34, en die Here sê, maar ek sal vir jou wys en openbaar wie ek is. Die Here het in die wolk afgekom en by Moses gaan staan, en hy het sy naam, die Here, uitgeroep. Terwyl die Here by Moses verbygaan, roep hy uit, ek is die Here. Ek is die God wat mense help. As jy dalk jou ou vertaling kan onthou, dan sê hy, ek is die God wat barmhartig en genadig is. Hy sê, ek is jammer vir mense en geduldig met hulle. Ek bly altyd getrou. Jy kan op my reken. Ek bly getrou aan duisende mense. Ek vergeet alles wat hulle verkeerd gedoen het. Hierdie is seker een van die belangrikste teksverse in die hele Bybel. Want ons het baie keer die idee, of kom ek praat maar net vir myself, dat God van die Ou Testament is die God wat kwaai is, wat straf, wat daar is om te kyk waar dinge verkeerd gaan. En sy geregtigheid is 'n groot deel van hom. En dan het ons die God van die Nuwe Testament, en is amper asof hierdie twee is nie dieselfde nie. Maar as jy dit reg verstaan, dan openbaar God hom al van die begin af as hierdie liefdevolle, genadige God. Hier is een van God se eerste openbarings aan Moses, aan die mens, en hy sê, dis wie ek is. En het is my interessant dat Moses definieer nie eers vir God nie. Moses probeer nie eens beskryf wie hy is en hoe hy is nie. God self sê, dis wie ek is. Dis wie ek is. Genadig, vol liefde, stadig om kwaad te word, getrou en regverdig. Dis wat God van homself sê. So ek wil vanoggend by jou 4 gedagtes los, en julle gaan in julle groepe so 'n bietjie verder daaroor gesels in hierdie week wat kom. En die eerste gedagte is dat God se karakter begin met genade. Met genade en nie veroordeling nie. Sommige van ons het groot geword in 'n milieu waar dit andersom was. Dat ons hom eers as 'n veroordelende God ervaar het, en dan as 'n genadige God. Maar hier kom God en hy openbaar homself in Eksodus 34, amper heel aan die begin, en die eerste ding wat God van homself sê, om te sê wie hy is om te sê, ek is genadig, ek is barmhartig. Dis die eerste ding wat God sê, sy selfbeskrywing van homself. En dit beteken dat God altyd van sy kant af die eerste tree na ons toe gee. Hy begin altyd van sy kant af om te sê, ek stap in jou rigting
en bewys die eerste ding aan jou genade. Dis die eerste ding. Nie veroordeling nie, nie van waar het jy iets verkeerd gedoen nie, nie van kom ons kyk nou hoe lyk jou puntetelling nie. Nee, ek kom na jou toe met genade. Sy eerste openbaring aan ons. As jy net weer dink aan 'n baie bekende gedeelte daar in Lukas 15, ons noem dit die verhaal van die verlore seun, maar ek dink eintlik is 'n verkeerde beskrywing. Dit gaan alles oor die pa, die liefdevolle pa, wat hierdie seun het, wat weggedwaal het. En dan is dit my interessant hoe hierdie seun terugkom by die huis en die pa hardloop. Gaan lees dit weer in Lukas 15. Die pa hardloop na die seun toe. Nou dink mooi, 'n God wat veroordelend is, sal eers sê, my seun, kom ek hoor by jou, wat het jy verkeerd gedoen? Hoekom is jy spyt daaroor? En maak eers reg, en dan sal ek jou aanvaar. Maar dis nie hoe die verlore seun se pa, die liefdevolle pa optree nie. Nog voor die seun daar aankom, nog voor hy bely, nog voordat hy sê ek is jammer, hardloop hy na hom toe en hy omhels hom. Dis wie hy is. Hy kom altyd eers van sy kant af met genade na ons toe. Dis God se hart, die Vaderhart. Hy wag vir ons om na hom toe te gaan. Psalm 103, barmhartig en genadig is die Here, lankmoedig en vol liefde. Dis wie hy is. Van die begin af was hy hierdie verhoudingsgod gewees. En sy grootste begeerte was, dat ons sy kinders moet wees, en dit begin met die Israeliete, en dat ons sy gehoorsame kinders moet wees, en dat hy vir ons 'n God moet wees. Hy wil in hierdie verhouding met ons gewees het. Hy wou nooit gehad het, daar moet 'n afstand wees nie. Daar moet 'n verhouding wees. En as ek myself verstaan, in dit wat Jesus vir ons kom doen het, en ons gaan nou in die heeltemal daarin ingaan, dan is dit hierdie onverstaanbare realiteit, maar dis genade wat onbeskryflik groot is. Ek kan dit nie verstaan nie, my logiese deel van my brein sê dit maak nie sin nie, ek weet nie hoe dit moontlik is nie, maar God het alles van sy kant af gedoen om hierdie verhouding te herstel. So as ek in hierdie verhouding is met 'n God wat ver is, wat eers my wil veroordeel, raak dit vir my vreeslik moeilik om hom te leer ken vir wie hy regtig is. En eintlik staan hy vir my en jou in wag. Hy nooi ons uit soos Moses en hy sê, kom, ek sal myself aan jou openbaar. Ek sal jou wys wie ek is. Die tweede gedagte wat ek by jou wil los, is God openbaar homself as getrou en in waarheid. Dan vers 6 sê hy, ek is vol liefde en trou. Die liefde wys hoe getrou God is. God is nie emosioneel wisselvallig nie. Hy het nie 'n slegte dag soos ek en jy, en vandag is hy nie heeltemal daar om empatie te hê met jou en dit wat met jou lewe gebeur nie. Hy is nie wisselvallig dat jy dalk nie weet hoe staan ek vandag met hom, dat is dit 'n slegte dag vir hom gewees, dat ek eerder moet stil bly en eerder niks moet sê vandag nie. Dat ek dit wat ek verkeerd gedoen het nie moet bely nie, maar net stil bly nie. Dis nie wie hy is nie. Hy's vol liefde. Selfs wanneer ek en jy val en foute maak, is hy nog steeds liefdevol. Johannes 1 vers 14 sê, en die woord het mens geword en by ons kom woon, en het sy heerlikheid duidelik gesien. Ons het sy heerlikheid duidelik gesien. 'n Heerlikheid soos die van sy enigste seun van die Vader, vol liefdevolle goedheid en waarheid. Dis die sigbare beeld van wie hy is. Weereens sien ons van die begin af, dit het nooit verander nie, is hy die liefdevolle Vader in ons lewens. As ons genade het sonder dat waarheid in is, dan raak dit oppervlakkig. As dit waarheid is sonder genade, dan raak dit hard. En Jesus kom en wys ons hoe hierdie twee goed eintlik saamkom. Dat waarheid en liefde en getrouheid saam kan wees in die persoon van Jesus Christus. As ons net na sy lewe kyk, sien ons hoe dit alles bymekaar kom. As jy wil sê, maar hoe worstel ek met die God van die Ou Testament, gaan kyk na die volle openbaring
Gaan kyk na Jesus in sy lewe. Hoe het hy mense hanteer? Hoe het hy gedink oor sekere goed? Hoe het hy geleer ons moet teenoor hom en teenoor ander mense optree? Richard Foster sê hierdie woorde, hy sê, geestelike vorming gebeur wanneer ons God se karakter begin weerspieël, nie net sy woorde herhaal nie. Jy sien, wanneer daar iets in jou lewe pos gevat het, dat daar 'n nabyheid is, dat daar iets verander het in my lewe, nie net wanneer ek dit verstaan en dalk herhaal en bely nie. God se liefde is soos 'n anker in jou lewe. En die idee hoe ek dit vir jou wil verduidelik is dat ek en jy is in hierdie lewe in 'n soms moeilike omstandighede. Jy's hier teen 'n rots, hier onder is die see, partykeer waai die wind, en jy's besig om met 'n tou hierdie lewe te navigeer en iewers heen op pad te wees om veilig te kom aan die ander kant. Maar enige rotsklimmer sal vir jou sê, die belangrikste ding, as jy rots klim, of wanneer jy met sulke gevaarlike goed besig is jy moet 'n ankerpunt hê. Jy moet 'n vaste plek hê van waaruit alles gebeur. En 'n rotsklimmer sal 'n groot rots kry, of sal iets kry aan die bokant wat hom anker. Want as jy nie daai anker het nie, en jy begin hier in die wind rond te waai, en jy begin op gedeeltes te kom waar jy nie vasdrakplek kry nie, of jy dalk vir 'n end val voordat jou tou weer vasgryp, het jy daai ankerpunt nodig. Sonder daai ankerpunt kan niks eintlik gebeur nie, gaan jy letterlik val. Nou ek wil vir jou sê, God se liefde in jou lewe is daai ankerpunt. Dis die oorkoepelende ding wat jy sê, dit anker my hele lewe. Al gebeur enigiets in my lewe, al verloor ek alles wat ek het, al loop enige verhouding in my lewe skeef, is my ankerpunt in my lewe God se liefde. Dis waarna ek vashou. En as daar storms kom, en as daar omstandighede kom, en weer kom, en dinge wat moeilik is om te navigeer in die lewe, is dit my ankerpunt van waar ek funksioneer. Ons kan nie daar sonder nie. Hy is die stewige anker, en sy stewige anker begin by sy liefde. Die derde punt wat ek by jou wil los vanoggend is, God se geduld wys sy krag en nie sy afwesigheid nie. Hy sê God is lankmoedig. Hy's stadig om kwaad te word. Ek weet nie of jy al sulke mense in jou lewe ontmoet het nie. Ek het so 'n oupa gehad wat ongelooflik geduldig was. Dit het vir my gevoel, niks kan hom ontstel nie. En dan sal mense gesê, hy is die geduldigste mens wat hulle nog ooit ontmoet het. Nou as jy dink aan so 'n persoon, en daar ken jy so 'n persoon, dan voel jy altyd veilig by so 'n persoon, is dit nie waar nie? Dit is vir jou lekker om by hulle te wees, want jy weet, hulle is voorspelbaar, hulle gaan nie skielik net opvleend wees en ongelukkig wees oor iets nie. Dis lekker om by hulle te wees. God sê, ek is geduldig. Ek is geduldig. Hy's nie wispelturig nie, hy's nie onvoorspelbaar nie, hy's nie onseker nie, hy's lankmoedig. En in dieselfde asem beteken dit nie dat as hy lankmoedig is, dat hy van sonde vergeet en dat hy sonde goedkeur en sê nee, dis okay, ek is vir ewig geduldig met jou nie. Nee, sy geduld gaan juist daaroor dat hy ons altyd nader wil trek aan sy hart, aan wie hy is. Dat daar altyd genade en liefde en ontferming is. Dis sy hart. Dis hoekom 2 Petrus 3 sê, dis nie God se hart dat enige mens moet verlore gaan nie, maar dat almal gered moet word. Dis sy hart vir elke mens. Dat elkeen in so 'n verhouding sal wees met hom. Ek wil vir jou 'n ander illustrasie gee. Dink aan 'n tuinier. Iemand wat plante plant en tuin maak en so aan. Is dat God is aan die werk en hy sit in jou lewe jou in die regte grond waar jy kan groei en jy kan meer soos Jesus word. En nou kom hy en ek en jy is dalk onervare tuiniers en jy druk elke dag aan hierdie plantjie. Jy trek aan sy blare. Maar sien hoe God is nie. Hy kom altyd met die regte hoeveelheid water. Kom met die regte hoeveelheid hitte en sonlig. Die regte hoeveelheid kompos.
'n onervare tuinier sal te veel water gee. 'n Onervare tuinier sal dalk te veel sonlig gee, of nie weet waar om hom te plant nie. En so kom die Heilige Gees in elkeen van ons se lewens en hy weet presies wat jy nodig het in jou lewe. Hy's ervare. Die Heilige Gees weet om in ons hart en in ons lewens inspraak te bring waar jy kan groei en waar jy kan verander om hierdie geduldige God. En 'n tuinier is geduldig. Hy gaan nie elke dag uit en kyk, okay, hy het nou 1 millimeter vandag gegroei nie. Nee. Hy vertrou die seisoene. Hy vertrou die proses. Maak seker daar's die regte hoeveelheid van die regte goed op die regte tyd nodig. Dis hoe God met my en jou werk. Hy het die inspraak van sy Gees in jou lewe en hy weet presies wat jy nodig het. Ek en jy doen meeste van die tyd skade as ons God se werk probeer doen. Ons gee te veel water, ons gee te veel kompos, ons sit te veel sonlig by. Is hoe God werk in ons lewens. Maar hy weet presies in ons lewens. En dan die laaste ding wat ek by jou wil los vandag is dat alles begin deur tyd saam met God te spandeer. Hy's 'n liefdevolle Vader wat jou wil innooi soos Moses in sy teenwoordigheid. Maar dit kan nie gebeur as jy nie tyd saam met hom spandeer nie. Alles begin daar. Dit vorm jou fokus in jou lewe. Dit waarmee jy besig is die hele tyd, gaan jou vorm. Die mense waarmee jy besig is in jou lewe, gaan jou vorm. Die dinge wat die meeste invloed en inspraak in jou lewe het, gaan jou vorm. Daar waar jou energie, jou fokus gaan wees, gaan jou vorm. So spandeer jy enigsins tyd saam met hom dat hy jou kan vorm in jou lewe. Dallas Willard sê hierdie woord, hy sê die doel van die Christelike lewe is om gevorm te word in die soort mens wat natuurlik sal doen wat Jesus doen. Nie geforseer nie, nie per toeval nie, wat dit uit hulle self uit doen, wat Jesus doen. Natuurlik doen beteken vir my, dat ek sy stem in my lewe sal herken, en die enigste manier hoe ek sy stem sal herken, is deur tyd saam met hom te spandeer. En dat dit nog een tree verder sal gaan, is dat ek ook sal gehoorsaam wees. Dat wanneer ek sy stem hoor, dat ek sal reageer op dit wat sy stem in my lewe gee. Daar's geen ander manier nie, geen preek, geen Bybelstudie, geen boek wat jy gaan lees, geen iemand wat vir jou 'n woord kom gee, gaan jou in God se teenwoordigheid bring, dat jy 'n eerstandse ervaring met hom sal hê nie. Niks kan dit vervang nie. En sy hart is, dat jy amper soos Moses op die berg sal gaan, elke dag in jou lewe, iewers 'n tyd sal maak in jou lewe, en sê ek wil tyd saam met God spandeer. Ek wil toelaat dat hy inspraak in my lewe sal hê. En dan wil ek vir jou ekskuus, ek het die Engels-Afrikaans vergeet, 'n disclaimer gee. Wat is 'n disclaimer? 'n onderskrif. 'n vrywaring, as hy. Ek wil jou 'n vrywaring gee, want ek dink baie van ons worstel daarmee. Waak daarteen dat jy 'n resultaat of 'n uitkoms of 'n ervaring soek wanneer jy tyd saam met die Here spandeer. Baie keer ons is so prestasie ingestel, elkeen van ons dalk op 'n ander manier, maar van ons se persoonlikhede neig baie daarna toe dat ons in ons lewens by 'n plek wil uitkom dat daar moet 'n uitkoms wees, daar moet 'n resultaat wees. Ek het nou tyd ingesit of ek het nou tyd gespandeer saam met die Here. Wat wil hy vir my sê? Hoe moet ek dit verstaan? Het ek die regte woorde gebruik toe ek vir hom gesê het wat ek nodig het? Dat ons is resultaat ingestel. En ek wil vir jou sê, dink daaraan, soos enige goeie, gesonde verhouding is, soos twee verliefdes, wat by mekaar tyd wil spandeer. As jy tyd saam met iemand spandeer, en jy kom later agter dat, hierdie persoon is net daar vir dit wat ek vir hulle kan bied, vir hulle kan gee, wat ek vir hulle kan offer, gaan daai verhouding nie kan groei nie. Hy gaan nie kan floreer nie. Maar wanneer twee verliefdes by mekaar is en hulle hartsbegeerte is dat ek wil net saam met jou tyd spandeer.
Ek wil jou leer ken vir wie jy is. Kan daar iets gebeur in daai ruimte en in daai spasie en in daai tyd wat saam gespandeer word. En dis God se hart vir my en vir jou. Nie 'n lang lys van dinge wat jy van hom nodig het nie. Nie 'n uitkoms dat daar moet 'n ervaring en 'n iets wees, 'n engel uit die hemel wat vir my kom vertel wat ek moet doen nie. Net tyd saam met hom. Die wat gaan vir ons 'n lied speel en die lied kom en ek wil vir die agtergrond gee daarvan Show Me Your Face. In Exodus 33 kom Moses en hy sê vir die Here, Here, ek wil u teenwoordigheid sien. En dan kom die Here en hy antwoord vir Moses en hy sê vir Moses, maar Moses, jy kan nie my teenwoordigheid sien nie, jy kan nie my gesig sien nie. Maar hy gee vir Moses in vers 21 gee hy vir hom 'n oplossing en hy sê vir hom, hoorie, ek gaan jou in 'n rots keer, gaan ek jou wegsteek. En dan gaan ek verbygaan met my heerlikheid. En dan sal jy my agterkant kan sien. En wanneer jy my agterkant kan sien, sal jy iets beleef van wie ek regtig is. En dit gebeur toe. En as jy in Exodus 34 lees waar ons vanoggend nou stil gestaan het, Moses se hart is, Here, wys my wie U is. Wys my U aangesig. En dan kom God eintlik en hy antwoord vir hom in Exodus 34 en hy sê, maar ek sal myself aan jou openbaar. Wees geduldig, ek sal jou wys wie ek is, leer my ken vir wie ek is. As 'n uitnodiging van God se kant af. En dan is daar 'n groot deurbraak wat kom. En hoekom ons 'n lied soos hierdie kan sing vandag, en ek hoop dit is vir jou so groot en so radikaal wat dit vir my is dat Jesus gekom het en hy het hierdie absolute deurbraak gebring, om te sê daar's geen skeiding meer nie, daar's geen hindernis meer nie, die voorhangsel is geskeur, jy kan nou, jy het die voorreg om in my teenwoordigheid in te kom, jy het die voorreg om die Vader te sien, van aangesig tot aangesig. Jesus sê dan in Johannes 14, wie my gesien het die Vader gesien. En ek en jy die voorreg dat ons elke dag, elke oomblik van elke dag, eintlik hom kan sien. Ons sien hom wanneer ons tyd saam met hom spandeer, ons sien hom in mekaar se lewens, maar God openbaar hom nog steeds aan ons elke dag. Kom ons luister daarna. Moses stood on a mountain, waiting for you to pass by. You put your hand over his face, so in your presence he wouldn't die. Israel saw the glory as it shines down through the age. Now you've called me to boldly seek your face. Show me your face, Lord. Show me your face. And then gird up my legs that I might stand in this holy place.
Show me your face, Lord, your power and grace. I will make it to the end if I can just see your face. David knew there was something more than the ark of your presence. In a manger, Messiah was born among kings and peasants. And all of Israel saw the glory as it shines down through the age. Now you've called me to boldly seek your face. Oh, show me your face, Lord. Show me your face. And then gird up my legs that I might stand in this holy place. Oh, show me your face, Lord, your power and grace. I will make it to the end if I can just see your face. Ons sluit ons oë. Die God wat ons nou van gesing het, staan met oop arms en hy's gereed om jou te verwelkom in sy teenwoordigheid. Inteendeel, hy staan soos 'n verliefde wat nie kan wag om weer tyd saam met jou te spandeer nie. Kan nie wag dat jy by hom kan wees en dan net weer 'n uur of 'n oomblik kan wees wat julle saam kan wees nie. En ek wil jou uitnooi dat as hy jou uitnooi dieper in sy teenwoordigheid in, dat jy daai uitnodiging sal aanvaar. Dat as jy 'n ander ervaring gehad het en hy voel ver, hy voel onbeskikbaar, hy voel dalk of hy jou wil straf of kwaad is vir jou, dat jy dit sal verander. Dat jy vanoggend die beeld van Lukas 15 van die liefdevolle pa wat daar staan en hardloop na jou toe, sal sien in jou gedagtes. Dat sal sê, kom my seun en my dogter. Ek wil saam met jou wees. Kom vier fees saam met my. Vader, dankie vir u uitnodiging. En vir elkeen van ons wat hier sit vanoggend. Here, dat dit maak nie saak waar ons was en wat ons gedoen het. En die paaie wat ons geloop het en die hindernisse wat daar in ons geloofslewe en ons emosionele geheue is nie. Here, u hart is, kom na my toe. Leer my ken vir wie ek is. Here, mag ons antwoord met dit wat u ons na toe uitnooi vandag. Amen. Amen. Ek wil jou uitnooi om saam met ons op hierdie reis te gaan, hierdie volgende 6 weke. Daar's 'n boekie daar, en in die boekie is al 5 dagstukkies van die week.
So jy kan vir 5 dae van die week, en hierdie week gaan ons nou spesifiek praat oor wat ons vanoggend oor stil gestaan het. So jy lees vir 5 dae daaraan. Elke dag het ook 'n refleksievraag. En so jy kan dit vinnig deurlees en net soos 'n kursus hanteer as jy wil, maar die idee is dat jy sal stil staan by die refleksievraag, so 'n bietjie dink aan dit, en dat jy by die uitdaging van die dag sal uitkom, want elke dag het 'n uitdaging. En sommige van hulle is moeilik. As jy gaan lees daar en sê jy, "Joh, ek weet nie of ek dit sal kan regkry in my dag nie," maar dis daar om jou uit te daag in jou geloofslewe. Jou te laat groei, want ons groei gewoonlik wanneer ons so 'n bietjie op 'n ongemaklike spasie is in ons lewe, nie net wanneer ons op 'n gemaklike plek is nie. So ek wil jou uitnooi tot dit, dan wil ek jou uitnooi, as jy dalk in 'n groep wil wees vir hierdie 6 weke, dan sal ons jou baie graag saam met 'n groep wil bring, wat saam gaan gesels. As jy dalk self 'n groep wil begin, bly net hiervoor, ek gaan hiervoor wees en ons ander mense wat my gaan ontmoet hierso, dan gaan ons jou help dat jy saam met jou vriende vir hierdie 6 weke op 'n reis kan gaan. En dan gaan van ons in hierdie tyd, en volgende week gaan ons spesifiek daaroor praat, gaan vas in hierdie tyd. Nou vas is nie noodwendig kos nie, kan kos wees, maar vas kan media wees, vas kan iets wees wat jy van hou om te doen, gereeld, dis amper soos 'n verslawing. As ek nie dit kry in my dag nie, dan voel dit of my dag nie reg loop nie. Vir my is dit koffie. Ons almal het sulke goed. En wanneer ons vas, dan is dit nie om jouself te straf nie. Dis nie om God se arm te draai nie. Dis om die fokus te verskuif van jouself af en jou afhanklikhede en jou luxuries en goed waarsonder jy nie kan klaarkom nie, en dit op God te sit. So uiteindelik is dit 'n begeerte binne my om nader aan hom te beweeg. So van ons gaan hierdie week vas en volgende week gaan ons spesifiek daaroor praat. So dink daaraan. Miskien wil jy in hierdie 6 weke saam met ons ook op hierdie reis gaan, dat jy iets in jou lewe wil vas. En dink daaraan, miskien is daar iets in jou lewe wat jy graag wil opgee vir hierdie 6 weke. Maar dankie dat julle hier was. Gaan geniet saam met ons koffie daar buite. En mag jy saam met ons reis vir die volgende 6 weke en hierdie God ontmoet, wat so graag ons wil ontmoet. Amen.